Volgens die program staan einde se kant toe. Ons lees uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 7, Stefanus se toespraak. Die hoëpriester vra toe vir Stefanus, is dit waar? Toe sê Stefanus, broers en vaders, luister na my. God aan wie al die eer toekom het ons voorvader Abraham verskyn toe hy nog in Mesopotamië was, voordat hy na Haran gaan woon het. God het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, en ga na die land toe wat ek vir jou sal wys. Abraham het toe die land van die Galdeërs verlaat en in Haran gaan woon. Na sy pa se dood het God hom daarvan dan laat trek na hierdie land toe waarin julle vandag woon. God het hom geen eiendom in hierdie land gegee nie, selfs nie 'n handbreedte daarvan nie. Maar hy het wel beloof om dit as besitting vir hom te gee, en na hom vir sy nageslag, alhoewel hy nog nie 'n kind gehad het nie. God het so gesê, sy nageslag sal bywoners wees in 'n land wat aan ander behoort. Daar sal hulle slawe wees en 400 jaar lang baie swaar kry. Maar ek sal die nasie straf wat hulle as slawe aanhou. Verder het God gesê, daarna sal hulle wegtrek en my op hierdie plek dien. God het met Abraham 'n verbond gesluit, waarvan die besnydenis die teken is. So het dit gekom dat Abraham sy seun Isak op die 8ste dag na sy geboorte besny het. Isak het dieselfde gedoen met Jakob met die 12 stamvaders. Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop en so is hy Egipte toe. Maar God was by hom en het hom uit al sy ellende gered. God het aan Jakob wysheid gegee sodat hy in die guns van die farao, die koning van Egipte, gekom het. Die farao het hom as onderkoning van Egipte en as hoof van sy hele koninklike hof aangestel. Later het daar hongersnood in die hele Egipte en ook in Kanaan gekom. Die nood was hoog en ons voorvaders kon nie kos in die hande kry nie. Toe Jakob hoor dat daar kos in Egipte is, het hy ons voorvaders op hulle eerste reis daarheen gestuur. Op hulle tweede reis het Josef hom en sy broers bekend gemaak. Toe die farao ook van Josef se familie te hore gekom. Josef het vir Jakob, sy pa en die hele familie laat haal, 75 mense al tesaam. Jakob het na Egipte toe gaan en daar het hy en ons voorvaders gesterwe. Hulle liggame is na Sichem toe gebring en begrawe in die graf wat Abraham vir 'n som geld daar in Sichem by die nakomelinge van Hemor gekoop het. Teen die tyd dat God die belofte wat hy aan Abraham gegee het sou uitvoer, het die volk in Egipte reeds tot 'n groot getal aangegroei. 'n Nuwe koning wat nie vir Josef geken het nie, het egter in Egipte aan bewind gekom, en hy het 'n slim plan teen ons mense beraam en ons voorvaders wreed behandel. Hy het hulle verplig om hulle babatjies buite aan hulle lot oor te laat, sodat hulle nie in die lewe sou bly nie. In die tyd is Moses gebore en hy was baie mooi. 3 maande lank is hy in sy ou huis versorg en daarna is hy buite aan sy lot oorgelaat. Daar het die farao se dogter hom gekry en sy het hom as haar eie seun grootgemaak. Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en het uitgeblink in woord en daad. Op 40-jarige leeftyd het die verlange by hom opgekom om te gaan kyk hoe dit met sy mense, die volk Israel, gaan. Toe hy sien dat een van hulle deur Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaad gewreek deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom wou gebruik om hulle te red.
Maar hulle het dit nie verstaan nie. Toe die volgende dag 2 Israeliete afkom wat beklei, wou hy vrede maak en hy sê, mense, julle is toch broers, hoekom beklei julle dan met mekaar? Maar die een wat die bekleierery begin het, stamp vir Moses op sy en sê, wie het jou as ons leier en ons regter aangestel? Wil jy my ook doodslaan, soos jy gister die Egiptenaars doodgeslaan het? Moses dit hoor, het hy gevlug en 'n bywoner in Midian gaan word. Daar is vir hom 2 seuns gebore. Die dood van Stefanus of die hierdie gedeelte uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 7 tot by vers 29. Handelinge vertel vir ons die geskiedenis van die vroeë kerk. Hierdie gedeelte spesifiek die toespraak van Stefanus. Omdat hy uitgeblink het in wysheid, het hy ook in wesen van die volk, kerkvolk, toegeneem. En hulle het hom al meer gehad. En hulle wou vir hom nie meer verdra nie. Of hulle het hom nie meer verdra. En toe maak hy die toespraak. En hy praat oor die pad wat die Here geloop het met die volk Israel. Vandag het ons gelees tot hier by Moses wat 40 jaar oud geword het op hierdie stadium. Wat ook goed wou doen vir die volk, maar ook hulle het hom misverstaan. Baie keer vat dit baie lank vir iets om werklik met jou lewe sinvols te gebeur. Dit wat jy eintlik voor in die wieg gelê is. Vir Moses het dit 80 jaar gevat voordat hy gereed was om die volk te gaan lei uit Egipte uit. Miskien kan jy sê, ons word nie meer so oud soos in daardie tyd nie. Ja, maar baie keer vat dit nog steeds baie langer as wat ons graag wil hê of beplan om werklik uit te kom by die gedeelte van die lewe wat die Here wil hê dat ons moet toewy. Daar waar ons kragte en talente kan en moet gebruik. Mag het vir elkeen van julle 'n wonderlike week wees wat voor lê. Mag julle presies weet wat en hoe en waar wil die Here hê dat jy moet doen, met wat, wanneer. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, Handelinge hoofstuk 7 vanaf vers 1 tot by vers 29 in die 83 vertaling. Om te doen wat die Here vir jou sê, is nie altyd maklik nie. Ook Moses het dit beleef in sy lewe. Alhoewel hy gespaar was as 'n seentjie en groot geword het in die paleis, is hy juist dalk 'n bietjie vervreemd omdat hy 'n beter behandeling gekry het en eintlik is ook as die seun van die farao gesien is of die byna voortrek posisie wat hy gehad het. En alwou hy assosieer met sy volk, die volk waar hy gebore is, het hulle dit ook nie verstaan nie. Maar nou ja, soos ons weet, deur volharding om te doen wat hy moet en ja, ook vir oorlewing, het hy later gekom by die punt waar die Here hom kan gebruik. So gaan dit in jou en my lewe ook. Baie keer is ons haastig om uit te kom by die punt wat ons graag iets wil doen op ons eie manier. Maar die tyd van die Here is nog nie daar nie. En dan moet ons geduldig wees en weet ons opleidingsproses is nog nie klaar nie. Bly volhard, doen wat die Here sê, luister na sy stem, moenie moedeloos word nie. Daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.